Goeiemôre vriende en sommer almal reg oor die land of waar daar mense is wat na ons luister. Mag die Here regtig vanoggend in jou lewe 'n groot verskil maak, ook deur hierdie boodskap. Kom ons word saam stil. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Genade en vrede vir jou, sê die Alfa en die Omega, die Here God wat is, wat was en wat kom. Kom ons luister dan ook na hierdie loflied, ons ken dit eintlik baie goed, lof sing die Here, en sing sommer saam, daar waar jy is. Lof sing die Here, die ewige sin tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Lof sing die Here wat kunstig U liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by U gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe zwaar, hoe U sy vleugels gesprei het. Lof sing die Here, dis hy wat U kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Oorsterfling weet, hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Hy is die Heer van die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend die voorreg het om in U teenwoordigheid te kan stil word, of dit in 'n sitkamer, 'n kombuis of waar ook al is. Dankie vir U genade wat U uitstort oor ons. En ons kom vra vanoggend, Here, praat met ons. Maak U ons harte en gedagtes oop. Neem U al die onstuimigheid weg wat dalk op hierdie oomblik tussen ons en U staan. As daar sonde is, as daar iets is wat seer maak, Here, neem dit asseblief weg, sodat ons U baie duidelik kan hoor. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Jeremia 27, 28 en 29 onder die tema, wat is volgende? Nou, dis 3 lang hoofstukke, so ek gaan dit nie vanoggend deurlees nie, dit kan jy asseblief by die huis doen. Ek gaan net so 'n voelvlug vat oor die 3 hoofstukke. Nou in Jeremia 27, God spreek oordeel oor Juda en ander volke uit, en hulle sal deur Nebukadneser van Babel weggevoer word. Nou kom ons lees net vers 12 tot 15. God is aan die woord en hy sê, ek het dieselfde opdrag gegee aan koning Sedekia van Juda. Ek het gesê, buig onder die juk van Babel se koning en dien hom en sy volk en bly so aan die lewe.
Waarom wil jy en jou volk sterf deur die oorlog en die hongersnood en die pes, waarmee ek die Here elke nasie wat nie die koning van Babel wil dien nie, gedreig het? Moenie luister na die profete wat vir julle sê, moenie die koning van Babel dien nie. Dit is vals profete wat vir julle optree. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. Hulle tree in my naam op as profete, maar hulle bedrieg julle, en daarom sal ek julle verban en sal julle omkom, julle en julle profete. In hoofstuk 28 kry ons vir Hananja die profeet wat mooi stories vir die volk vertel. Vers 2 en 3 lees ons die volgende. Hananja praat asof God met hom praat en hy sê, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Ek sal die juk wat die koning van Babel julle oplê verbreek. Oor 2 jaar sal ek al die voorwerpe uit my tempel wat koning Nebukadneser van Babel uit hierdie plek uit na Babel toe gevat het, hierheen laat terugbring. En dan lees ons van vers 10 af, toe vat die profeet Hananja die juk van die profeet Jeremia se nek af en breek dit stikkend. Hananja het voor die hele volk gesê, so sê die Here, so sal ek oor 2 jaar die juk verbreek wat deur koning Nebukadneser van Babel gesit is op die nek van al die nasies. Nadat die profeet Hananja die juk op die profeet Jeremia se nek gebreek het, het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Gaan sê vir Hananja, so sê die Here, jy het houtjukke stikkend gebreek. In plaas daarvan sal jy ysterjukke dra. Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Hananja gesê, luister Hananja, die Here het jou nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staatmaak op leuns. Die 7de maand van daardie jaar is die profeet Hananja dood. Vriende, en dan in hoofstuk 29 gee God opdrag vir Jeremia om 'n brief vir almal in ballingskap te skryf. Die brief ken ons goed, so ek haal daardie bekende verse en gedeeltes dan aan. Dis van vers 4 tot en met vers 12. So sê ek die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid vir my tot daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profeet in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Ons praat eers vanoggend met die kinders. Maats, julle kan seker nie meer wag dat die skool moet oopmaak nie. Dis baie moeilik om te wag. As mamma sê, jy moet wag, jy kan nou 'n lekkertjie kry, maar daai nou word 2 ure later, dan is dit niks lekker nie. Ons hou nie van wag nie. So kom ons kyk gou 'n video insetsel oor 'n maatjie wat moet wag vir iets lekkers. Okay, so I'm gonna put the chocolates right here, okay? Okay. Okay, you can only have 3 of them. I'm gonna give you 3 of them, but wait, you have to wait till mommy comes back, okay? I have to go to the bathroom. Okay. So let me go to the bathroom, and then you can have it, okay? Okay. You're gonna wait for mommy? Yeah. Okay, wait for me, and then you can have 3, okay? Okay. Okay, wait for me. Okay.
Did you win? Okay, you can have 3. Sjoe maats, wag is moeilik, né? Maar Jesus sê, as ons vir hom wag, sodat hy ons help om die regte ding te doen en te dink en te sê, dan sal dit sommer met ons baie beter gaan. Ek dink ons raak te vinnig haastig. As 'n maat my kwaad maak, dan wil ek dadelik beklei of iets lelik sê. Maar wag net so bietjie en vra eers vir die Here, wat moet jy doen? Wees geduldig dat hy met jou praat deur jou gedagtes of deur iemand anders soos die dominee of 'n mamma, pappa, 'n onderwyser of selfs 'n maatjie. En onthou dat die Here ook met jou praat deur die Bybel. Maats, en soms gaan dit sleg. En dan wil ons hê dit moet vinnig baie beter gaan. En dis wanneer ons na die verkeerde mense luister. En hulle sê vir ons die verkeerde goed. Oppas, moenie vir hulle luister nie. Wees geduldig. Wag op die Here en kyk, jy sal sien, hy sal jou mooi wys wat om te doen. Kom ek dink aan 'n voorbeeld. As jy 'n arm breek, daai arm groei nie sommer net in 'n dag of 2 aan nie. Jy loop lank met die gips. Jy moet geduldig wag, anders maak jy die arm weer seer en dan vat dit nog langer. Wag altyd vir die Here se hulp. Moenie oorhaastig raak en dinge self wil doen nie. Bid en vra vir die Here en hy sal jou help. Nou maats, 2 doen goed vandag en die ouers moet eintlik vir ons help daarmee. Mamma moet jou ook bederf met 1 bederfie. Maar as jy kan wag en nie dadelik jou bederfie kry of opeet nie, dan kan jy 2 bederfies kry, amper net soos in ons video. Mamma en pappa, julle moet asseblief vir ons help daarmee en doen dit, sodat die kinders iets kan leer van geduldig wees en wag. En dan is daar vir hulle 'n inteerprentjie met die teksvers en dan ook 'n gebed wat hulle elke dag kan bid. Here, help my om op U te wag. Volwassenes, ek wil graag sommer met julle begin met 'n voorbeeld vanoggend. Die afgelope paar maande was ek nou op die dak gewees, op die golfbaan en in die tuin. Ons het 24 uur oefenfiets getrap en ons het as gemeente gestap en gebid. Nou vra baie mense met verwagting, wat is volgende? Maar sê nou, dit wat volgende is, maak nie sin nie. Sê nou jy wag en die wag loop nie soos jy gedink het nie. Jy het hierdie verwagting dat iets moois binnekort gaan gebeur en dan speel die toekoms heeltemal anders uit as wat jy verwag het. COVID-19 gaan binnekort iets van die verlede wees. Nou is dit nie binnekort nie. Vriende, ons is baie ongeduldige wesens. Kyk maar na ons liefde vir kitskos. Alles moet net vinnig wees. Ons frustrasie met staan in rye. Ons woede as 'n kar stadig voor ons aankarring. En nou praat ek sommer eers met myself. Ons beleef dit in ons geloof. Ons wil net hê alles moet vinnig en maklik wees. Ons sien dit in liefdesverhoudings. Ons kan nie wag vir die huwelik nie, en daarom slaap ons maar saam voor die tyd. Jeremia 27 tot 29 spreek ons ongeduldige en verkeerde verwagtinge aan. Die volk is in ballingskap en hulle het hierdie verwagting dat alles in 'n oogwink gaan regkom. En hulle gaan teruggaan na hulle land toe en teruggaan na normaal toe. Daar is selfs profete wat kwansuis by die Here gehoor het, binne 2 jaar gaan God alles regmaak wat verkeerd is. Die profete het in die naam van God geprofeteer dat die volk in opstand moet kom teen die koning van Babel. Die koning is 'n heiden, so weg met die koning. Moet hom nie dien nie. Jy voel
eintlik die ongeduld van die volk aan. Hulle tasse is gepak, hulle trekklere is aangetrek, amper soos die ou tannie wat met haar hoed op haar kop gebad het. Sy het gesê, as daar 'n probleem is en sy moet vinnig aantrek, wat klaar is klaar. Die profete beloof voorspoed en die volk staan gereed. Behalwe Jeremia. Jeremia soek nie die guns van die volk nie, maar lewe met sy oor baie naby aan God se mond. En hy begeer om God se wil aan die volk bekend te maak. En wat sê Jeremia? Volk van God, julle moenie oorhaastig raak nie. Hierdie profete wat seën en verlossing verkondig, wag maar eers dat dit gebeur voordat julle fees vier. God wil uitkoms gee, maar moenie met die een voet reeds op pad terug wees Jerusalem toe nie. Inteendeel, verruil julle tente as tydelike wonings en bou huise in Babel. Kry kinders, plant tuine aan, bid vir die stad. Vriende, kan jy jouself die volk se skok en ongeloof en verbasing indink? By Hananja en die ander profete hoor hulle, moenie huis opsit nie, die Here gaan julle sommer vinnig hier uitlei. En hier kom Jeremia en hy sê, oor 70 jaar ja, maar intussen, wag, wees geduldig, maak Babel julle tuiste. Ons hoor selfs in Jeremia 27 dat God opdrag gee dat die koning van Babel gedien moet word. En wie dit nie doen nie, sal gestraf word. Dis ondenkbaar vir die volk van God. Geen wonder Jeremia word gedreig met die dood nie. Hy's 'n verraaier. Hoe kan 'n profeet van God sê ons moet hier bly en ons moet die koning dien en kinders kry en huise bou en tuine aanlê? Al die opdragte sê vir ons net een ding. Hier gaan ons nog lank bly. As profete nie veronderstel om hoop te bring en God se arm te draai dat hy ons vinnig uit ons moeilikheid uithelp nie. Geliefdes, kan jy sien wat gebeur as jou verwagting nie loop soos jy gedink het nie? As jy jou hoop op die Psalm 91 profete gesit het en slegte dinge gebeur nog steeds en uitkomste kom nie. Is ons nie presies daar nie. Ons wil so graag hê, alles moet net weer normaal wees. En ons gryp aan al wat 'n grashalm vas vir uitkoms en hoop. Geliefdes, kan ek sê vanoggend, en ek wil dit sê met die autoriteit wat Jesus gee. Normaal in hierdie land was ons grootste krisis. Ons kan nie in Suid-Afrika aangaan soos wat ons aangegaan het nie. So wat sê Jeremia vanoggend vir jou en vir my? Oppas om die profete te vertrou wat oorvloed seën en voorspoed beloof. Oppas vir vinnige kitsoplossings. Wees versigtig om die ou normaal na te jaag asof dit 'n perfekte plek was. Die volk het terugverlang na Jerusalem en hulle land, maar dis presies hoekom hulle weggevoer is, omdat hulle normaal 'n lewe sonder God was, vol afgode. Jeremia wil vir ons sê, wag en kyk. Maar moenie wag soos iemand wat tydelik tent opslaan nie. Bou huise en bewoon dit. Lê tuine aan. Nou, die aanlê van tuine sê vir ons, dis 'n jarelange uitleg. Trou en bring kinders in die wêreld. Nie een geslag nie, maar 2 geslagte. Geslag op geslag. Word baie. Bevorder die belange van die stad. Met ander woorde, doen besigheid en ontwikkel die stad. Bid vir die stad. Hoekom al hierdie dinge? Want die stad se belange is ook julle belange. Trouwens, die stad se belange is God se belange. Wag nou eers, dominee.
Sê jy vanoggend ons moet die regering navolg en ons moet ons wat vir onsself 'n permanente huis opsit hier? Sê jy ons moet belê in ons dorp en land? En dit sonder die sekerheid van vinnige oplossings en herstel? Onomwonde is die antwoord vanoggend ja. Beteken dit ons moet stil bly oor wat verkeerd is? Nee, 1000-mal nee. Ons moet praat oor wat verkeerd is. Maar moet ons raas en baklei soos barbare en mense uitskel met skeldname en sleg sê sodat die seele nie kan afwas nie? Nee, geliefdes, ek dink nie dis hoe God wil hê ons as gelowiges moet optree in ons huidige omstandighede nie. Maar Dominee, is daar dan geen hoop nie? Wag so 'n bietjie. Niemand het dit gesê nie. Jeremia kondig juis God se herstel en genesing aan. Die hoop en die belofte is daar. Maar nie soos ons dit wil hê en ook nie teen die spoed wat ons dit wil hê nie. In Handelinge 1:4 kry die apostels die opdrag: bly wag vir die Heilige Gees. Hulle geduld is beloon met die wonderlikste gawe wat God ons kon gee. Die Heilige Gees word oor hulle uitgestort. Liefdes, nie vir een oomblik het God van jou en van my vergeet nie. Maar ons moet anders begin dink oor ons omstandighede en nie ongeduldig soek vir vinnige kitsoplossings nie. Wees geduldig en wag op die Here. Hy het jou en my in hierdie dorp en in hierdie land geplaas. Wag op wat die Here wil doen. Maar baie belangrik, moenie wag met gevoude arms en 'n kar wat klaar gepak is of 'n vliegtuigkaartjie wat klaar gekoop is nie. Wag aktief, soos die volk in Babel moes wag. Sing lofliedere. Gaan lees bietjie Psalm 137 daaroor. Wees wie God jou bedoel het om te wees en doen wat God jou bedoel het om te doen. Sien raak dat God sorg ten spyte van. Vriende, wag geduldig en aktief op die Here. Op sy goeie tyd sal hy doen wat hy moet doen. Maar wees op jou hoede vir mense wat maklike en eenvoudige antwoorde voorhou as die evangelie. Mag jy diep bewus word van die Here wat in jou lewe aan die werk is. Vertrou hom en weet dat hy vir ons ook uitkoms sal gee op sy goeie tyd. Ek wil weer vanoggend vir jou vra om so 3 vragies oor na te dink en dalk met iemand saam te gesels. Die eerste vraag is: wat het jou vanoggend getref uit die boodskap? Dan watter vrae het jy miskien in jou binneste? Wat het losgekom? Hierdie gedeeltes maak nogal dat 'n mens met 'n paar vrae worstel. En as jy daardie vrae het, WhatsApp vir my of vir Ben daaroor en ons deel graag met jou. En dan die derde vraag, vir wie sal jy graag vanoggend se boodskap mee wil deel? Dalk via WhatsApp of 'n SMS, 'n telefoonoproep, of dit dalk selfs op Facebook sit. Maar kry iemand se naam in jou kop en stuur daardie boodskap vir daardie persoon. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend gewaarsku kan word deur vinnige kitsoplossings. Dat ons kan weet, dis nie die antwoord nie. Help ons Here om te verstaan dat U met ons op pad is, op 'n lewensreis is. En dit beteken dat daar nie maklike antwoorde is nie. Dat dit soms tyd vat. Maar dat ons, wanneer ons wag op U, Here, dat U die uitkomste sal bring. Dat Jeremia 29 se mooi verse waar sal word.
Ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Here, en ons hou daaraan vas, maar ons hou nie onverantwoordelik daaraan vas nie. Help ons asseblief en lei U vir ons. Here, ons bid vir hulle wat siek is, wat in hierdie tyd moeg en moedeloos is. Ons dink aan klein besigheidseienaars, ons dink aan mense wat finansiëel swaar kry. Here, wys juis in hierdie boodskap vir hulle dat hulle moet wag op U en dat U, Here, sal uitkoms bring op U goeie tyd. Ons vertrou U met ons hele lewe, Here. En dankie dat ons weet U is by ons. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan dan nou na 'n lied luister wat ek dink regtig iets van vanoggend se boodskap saamvat. Ons gaan dit nie saam sing nie, maar die woorde is daar. Asseblief nie afsit nie. Kyk en luister na hierdie lied. While I'm waiting. I'm waiting on you, Lord, and I am hopeful. I'm waiting on you, Lord, though it is painful. But patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. While I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not fade. I'll be running the race, even while I wait. I'm waiting on you, Lord, and I am peaceful. I'm waiting on you, Lord. No, it's not easy, no, but faithfully I will wait. Yes, I will wait, and I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. While I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not fade. I'll be running the race, even while I wait. I will move ahead, bold and confident. I'll be taking every step in obedience. Yeah, while I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not
ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here. En gaan lewe daarmee. As jy sommer daar waar jy wil sit, jou hande so wil hou en dit ontvang, dan is dit 'n manier hoe jy vanoggend die Here se seën kry. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou want Jesus pleit vir jou. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Vriende, baie dankie. En dan wil ek sommer namens my en Ben en ons gemeente en die kerkraad, gemeenteraad vir jou sê baie dankie dat jy gereeld jou dankoffer inbetaal, dat jy selfs jou deurkollekte inbetaal en ons sê of jou bankkollekte en ons sê vir jou baie dankie daarvoor. Hou asseblief ook die sosiale media dop. Daar is nog 'n paar goed wat ons graag as gemeente wil doen in hierdie tyd wat ons nie bymekaar kan kom nie. Ons mis julle, ons verlang na julle en weet dat ons vir julle baie lief is en steeds elke dag vir elke lidmaat bid. Vrede vir julle. Lekker dag.